My naam is Lucinda, my seentjie se naam is Leon. Ons is 'n gesin van 5, maar ons is nou ongelukkig net 4. Pappa is oorlede in Maart. Sissie is in die Kaap, Boetie is in Las Vegas. En Leontjie se kondisie is hy het 'n C-sindroom en hy's 'n CP. En dit is 'n C-sindroom is 'n baie rare sindroom. Hulle het vir my gesê daar's net 15 in die land en hulle word net 3 jaar oud en hy word nou al 36. Ja, en hy kon nie kruip nie. Ek en pappa het hom geleer kruip, geleer loop. En een keer het ek 'n droom gehad. Hy kom so in 'n vallei na my toe gehardloop. Die riete wat so hoog is, kom hy oop handjies na my toe gehardloop. En 'n week daarna toe loop hy. Kom ons gaan eet 'n broodjie, kom. Kom ons gaan eet 'n broodjie, kom. Kom, gaan lekker broodjie eet, kom. Asai. Kom, ons gaan 'n broodjie eet. Kom, liefie, kom. Staan. Kom. Jy nie af te kry, kom. Kom, ga. Kom, staan jy met mooi staan op. Die daaglikse program is as volg. Ek staan so 4:30 in die oggend op. Partykeer slaap ons glad nie, ander kere slaap ons 2 ure, 3 ure. Dan maak ek reg vir werk. Ek ry so 20 km werk toe, 20 km terug. In die dag het ek 'n versorger wat na hom kyk. Sy voer hom, sy bad hom, trek hom aan, ruil sy doekies. En as mamma vanaand by die huis kom, dan speel ons 'n bietjie, maak kossies, bad en trek hom weer aan. En dan sit ons gospelmusiek aan, praise and worship. En ja, dan slaap ons nie in die aande nie. Dan speel ons maar deur die nag, maak 'n broodjie, maak tee. Dis ons storie vir die dag. Op 6 weke het hy siek geword, hy het gastro gekry en toe is hy opgeneem en as mamma het jy maar geweet iets is nie lekker nie en toe het hulle vir my gesê hy het 'n C-sindroom en hy kon nie geloop het nie, hy kon nie gekruip het nie en hy kon ook nie regop sit nie, so alles moes ons geleer het. En hy was in Letty Fouché gewees tot en met 18 en daarna was hy na Beulah toe gewees en hy het 'n shandvervanging gekry en al die lawaai en goedjies het gemaak dat hy nie meer daar wou bly nie. En hulle het agtergekom Leontjie se sig is besig om te gaan want hy het begine kruip. Hy wou nie meer loop nie, hy het begine kruip. Toe vat ons hom dokter toe en toe sien hulle nee, hy moet 'n retina vervanging kry. So hy is nou blind ook. So ons moet hom maar lei waar hy wil wees en bad toe vat en as hy kossies wil hê, hy weet waar al sy goedjies is. So hy kan beweeg waarna toe hy wil gaan, maar jy moet daar staan, anderste sal hy val want hy kan nie sien nie. Finansieel sukkel ek baie want ek is mamma alleen. Soos wat jy moet ver ry, die brandstof is baie, ek moet die huis betaal, ek moet kossies koop, sy mediese uitgawes is baie groot en sy carer moet ek betaal, so ja, finansieel het ek nie ondersteuning nie, dit is net my salaris elke maand en daarmee moet ek deel. Verder het ons ook baie terugslag gehad. My man het dementia gekry en hy is 3,5 jaar in 'n huis gewees. En hy het my as mamma baie gehelp met Leontjie en skielik is dit van jou af weggeneem. En ek moes trek, ek
bly nou hier buitekant op 'n plot. En in die tyd wat ek moes getrek het, is my mamma oorlede en dit was maar terugslag op terugslag gewees. En hy is van een te huis na 'n ander ene toe en hy het 'n bedseer gekry en hy het sepsis gekry en hy het baie gestruggle, baie, en finansiëel is dit 'n groot hap uit 'n ou se sak uit om dit ook nog te kan doen. Ja, en soms as jy terugdink in die lewe en jy sit stil, dan wonder jy, wat hou die toekoms vir jou in? Ek word nie jonger nie, ek word ouer. My kinders het ook dieselfde vraag wat hulle vra, wat gebeur as ek moet siek word of iets moet oorkom? Daar is nie 'n tuiste vir hom nie. Ons het al 3,5 jaar wat ons sukkel om net sy naam op 'n lys te kry in die Kaap. En daardeur besef 'n ou, jy moet hoop, jy moet wag en jy moet geloof hê en jy moet net elke dag bid en hoop daar gaan 'n plekkie vir hom iewers te oop, want hier in die Vrystaat is daar nie 'n plekkie vir hom nie. En dit is 'n baie groot bekommernis vir my, want 'n ou kan dit nie, jy kan nie jou kind afskuif op jou kinders nie, want hulle het self gesinne. So ja, 'n ou wonder wat gaan gebeur as jy moet wegval. My grootste hoop vir my kind se toekoms is om 'n plekkie te kry waar hy gelukkig kan wees, liefde kan ervaar, kossies kan kry en versorg kan word. Maar daar is nie regtig plekke hier naby nie, behalwe in die Kaap. En die grootste ding is, omdat hy nie homself kan versorg nie, het hy meer behoefte aan 'n carer wat hom kan oppas. En hoe meer die behoefte is, hoe duurder raak dit. En dit sal so lekker wees as iemand 'n mens kan help daarmee, want alleen kan jy dit nie doen nie. Dit is ongelooflik duur om jou kind in so 'n plekkie in te kry. En 'n mens wil net jou kind gelukkig hê en gelukkig sien. Op hierdie stadium het ek nie regtig mense wat my help nie. Ek is alleen. En regtig, my bure staan my baie by, en my kinders ook. Alhoewel hulle ver is, het 'n mens tog 'n behoefte met mense nog by jou, en wat jou kan help. En jou net 'n bietjie kom bystaan. Maar ja, die Here is daar vir my elke dag. So ek en my kindjie is gelukkig hier vir ons bly, want Jesus sorg vir ons. Makliker sou dit gewees het as ek naby my familie sou kon wees, of naby aan my werk, want ek kan nie ophou werk nie, ek moet werk, finansies is maar skraal. So, ja, 'n mens het behoefte aan daai liefde, net daai oor partykeer wat vir jou kan luister en vir jou kan sê, hoe gaan dit vandag met jou, 'n koppie tee vir jou te kan maak. En soms raak die lewe alleen en eensaam. En jy kan nooit nêrens heen gaan nie, want jy het hierdie kindjie 24/7 by jou. En nie dat dit moeite is nie, maar 'n mens het partykeer behoefte, ek wil nou vandag gaan uit eet, fliek toe gaan, maar ek kan dit nie doen nie, want ek het 'n kindjie om te versorg. So om uit te gaan is maar skraal aan my kant. Ek is maar net altyd hier by die huis vir hom.